almal, maandagoggend, vandag is dit die 15de Desember, die jaar 2025, is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie daar in Joël 2 gaan kuier, belofte van oorvloed. Dis die opskrif daar. Nou as ons na die eerste hoofstuk gaan kyk, vanaf verse 1 tot 17 en dan hoofstuk 2, dan skilder Joël so 'n bietjie 'n sombere prentjie, onheilspellend, uiters onaangenaam, terwyl 'n mens dan nou lees van die sprinkaan en die oordeel, die veldslae, die aardbewings, dan wonder ons, is daar enigstens 'n positiewe woord in hierdie boek? Dan gaan ons na Joël 2 vers 18 toe. Die spul waarom die hele boek draai, soos 'n weerligstraal slaan na jou. Toe die Here geëiwer vir sy land en vir sy volk, en hy het hulle verskoon. God sou nie sy volk of sy belofte versaak nie. Ja, hy sou hulle straf. Ja, hy sou hulle ook oordeel. Ja, hy sou hulle in hulle vyande se hande gee. Maar hy het nie sy rug op hulle gedraai nie. Meer nog, hy sou sy volk se straf ongedaan maak. Die koring en die mos en die olie sou hy hulle mee versadig. En die sprinkaan sal hy wegdryf van hulle af. Die Here sou sy volk vergoed vir die jare wat die sprinkaan kom verslind het. Dit is een ding om 'n land weer te laat vrugte dra, wanneer die vyande verdryf is, maar God het ook in die mag om die jare wat verlore was vir julle terug te gee. Loof sy heilige naam. En dit is nog nie al nie. Daarna sal hy ook sy gees uitgiet op alle vlees, en die seuns en die dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom, en julle jongelinge sal gesigte sien. Kyk maar na die gelowiges van vandag. Die gees woon in almal, mans sowel as vroue verkondig God se woord, oud en jonk, ontvang die salwing van die gees wat op hulle lewens is. Daar is nie meer Jood en nie Jood nie. Dit is nou ook op alle vlees is regverdig voor God. Loof sy heilige naam. Kom ons lees hier Joël 2 vanaf verse 18. Toe het die Here geëiwer vir sy land en sy volk verskoon, en die Here het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkaan swerm uit die noorde afkomstig van julle wegjaag en dit wegdrywe na 'n dor en woeste land, sy voorhoede na die oostelike see en die agterhoede na die westelike see toe. En sy stank sal opstyg en 'n slegte reuk uit hom opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, en juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vye bome en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee vir julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns, soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskype van mos en die olie oorloop. En ek sal julle vergoed vir die jare wat die treksprinkaan en die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot met leermag wat ek teen hulle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het. My volk sal in ewigheid nie meer beskaamd staan nie. Julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Halleluja. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome droom, julle jongelinge sal gesigte sien, en ook op my diensknegte en die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg van Sion en Jerusalem sal daar ooreenkomstig wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat
Soms weet ons, is daar dinge wat gebeur en dit is nie lekker nie. Maar Here, ons moet ook 'n straf kry. Net soos wat ons, wanneer ons kinders ongehoorsaam is, vir hulle straf. Here, straf U ons, wanneer ons ongehoorsaam is, maar dan kom daar die belofte van oorvloed. Here, baie dankie, dat U beloof, U sal na ons kyk en na ons omsien. Dankie vir U groot genade oor ons. Here, wees met elkeen in hierdie dag, seën hulle. Dis my gebed in Jesus naam, haleluja, amen en amen.